Dit was die liedjie waarna ons sopas geluister het van niemand anders nie as bekende hier by ons Spesie Vermaak met sy splinternuwe enkelsnit Blom en jy blom behoorlik vanmôre. Dankie Pieter. Welkom ou vriendjie, dit gaan lekker man. Altyd lekker, dankie. Alright. Dis goed. Nou luister, ek en jy het mekaar nou eendag weer raak geloop by 'n lekker liedjie skryf sessie en dis meer. Jy's 'n man wat daarvan hou om self te skryf, maar hierdie een is vir jou geskryf. Hoe's daai? Dit dis definitief anders. Dit voel 'n bietjie snaaks, maar ek hoop ek het daarom die song justice gedoen. Nee, jy het hom definitief justice gedoen en ek dink hierdie song is letterlik vir jou geskryf want hy pas jy soos 'n handskoen. Dankie. Hoorie, ek voel so 'n bietjie Mumford & Sons, Lumineer se goeters. Dink jy dit was 'n bietjie van die invloede wat jy gebruik het? Mense na wie jy luister of is dit nou maar net ek wat hom so voel? Nee, definitief. Dink ek hy het daai bietjie van 'n folky vibe. Ek het nie gedink aan Mumford & Sons nie, maar nou dat jy dit opgebring het, Ek het gesien daar het 'n gewaarwording gekom. Ja, En ook as jy luister na die koor, was dit bewuslik gedoen dat ons 'n bietjie moet saam sing. Dit voel vir my ek moet opstaan en saam gooi. Ja, ek dink die song is baie meer geskryf vir die live shows. Ek het hom nou 'n paar keer op die stage gedoen en hy loop. Hoor en ek moet sê wat die lirieke aan betref, wat beskryf iemand as jou gunsteling plek. Hoe lekker is daai metafoor nie om iemand te hê wat jou gunsteling plek is, nie 'n plek te hê. Ja, wel, ek is bly ek kan nou saam almal ook voel dat Hoe is daai ietsie? Bietjie amper liefde in die lug. definitief. Wil nie te veel uitbrei daaroor nie, maar ja. Okay, so wat beteken dit dan nou persoonlik vir jou? Ek meen net soveel meer draagkrag as jy hierdie liedjie nou moet weet aan die mense verkoop en aan ons as 'n gehoor moet deel. Wel, ek sal sê die song is 'n super fun love song en dit hoef nie noodwendig 'n love song te wees vir ek weet nie, jou ander helfte nie. Ek meen enige kan jou blom wees. Ek meen jou dogtertjie of seentjie is dalk vir jou blom. Of dalk jou beste pel met wie nou op 'n jagtrip gegaan het of so. Hy kan jou blom As jy dit so wil sê, ek is doodseker dit kan ook seker werk. Die vriendin waar jy na 'n rock and roll show mee lekker wyntjies sit en drink of 'n teetjie. Ja. Ons kan gaan met dit. Wat die musiekvideo aanbetref, hoe belangrik is dit vir jou om ook 'n visuele storie te hê wat net so bietjie daai lirieke en goeters van jou liedjie na vore bring en jy bietjie meer kan verduidelik dis wat jy beteken of bedoel. Vir my was of is 'n musiekvideo nie die belangrikste ding nie. Maar ek voel net so omdat ek meer fokus op die fisiese musiek daarvan. En ek het nog altyd meer gekonnekteer met die actual liedjie as wat 'n musiekvideo is. So mense sal ook sien in my musiekvideo's is daar nooit 'n regte hierdie groot storie in die agtergrond wat aangaan nie. Maar ek dink met hierdie musiekvideo het dit die rouheid van die liedjie laat deurkom. Hoorie, en dit is vir my so mooi want ek meen obviously is dit bietjie half uit jou comfort zone uit omdat jy gewoond is om vir jouself te skryf. Ja. Vind jy dit makliker om ook vir ander te skryf? Ek sal sê ek vind dit makliker om vir ander mense te skryf. Vandag gee ek nie regtig om wat ek sê nie of hoe ek 'n sekere ding sê nie. En dit is partykeer lekker om te dink hoe sal hierdie kunstenaar 'n sekere ding sê? Hoe sal hulle dit sing? So geniet jy dit meer om spesifiek vir iemand te skryf of hou jy daarvan om te skryf en dan na die tyd dink jy, my maggies, A, B of C sal hierdie ene nogal lekker kan afpoel? Ek dink is 'n mengsel van die twee. Dit hang maar van die dag af, maar ek moet sê net om musiek te skryf in general is vir my maar net is dit jou kryptonite? Dit is my kryptonite. Ja, ek love dit. It's great. En dan om na die tyd te dink, okay, vir wie kan dit wees of dink ek sal myself hierdie song nou. Nou jy het ons lekker laat wag, maar Blom is nou uiteindelik uit. So waar gaan ons nou weer kan dophou en lekker, ek meen jy is nog altyd besig, maar ja, bietjie kan beloer en beluister. Wel, hy is beskikbaar op alle digitale platforms, so op MyTube, YouTube, iTunes, waar ook al. En ja, gaan subscribe. Twitter, X, Mixit en al die digitale platforms. Ja, Mixit.
Peter, dit was lekker en al wat ek nou al sê da 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 da. Dis die wysie, né? Ja, jy sing ook so Kyk mooi. hoe is dit daar. Al van ons kant af wat vanoggend aan betref, maar ons beslis nie nou klaar vir vandag nie. Onthou om te gaan loer op ons YouTube kanaal en sosiale media platforms vir 'n diepte sprekte, né? Nee? Da 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 da. Ek sing tot môre. Da da da.